Goeiemôre, liewe broers en susters. Baie hartlik welkom in die huis van die Here vanoggend. Mag ons almal hier op 'n besondere manier die teenwoordigheid van die Here beleef en mag ons ook mekaar se teenwoordigheid waar ons saam hier is in die huis van die Here ook net so baie geniet. Baie dankie Sonel vir die pragtige voorspel. Dis lekker dat ons ook ons klavier kan benut vir die doel. Kom ons kyk so 'n bietjie na die aankondigings en ons begin deur eers geluk te sê vir almal wat verjaar in hierdie week. Vandag verjaar Pieter Bouwer Junior, let wel, Junior. Ek weet so 50.000 van julle tot klaar vir Piet Senior geluk gewens, maar is Piet Junior wat verjaar vandag, hoor? En saam met hom verjaar Sari Elof en Susan Nel. Die 17de verjaar Gerhard Engelbrecht, die 18de Marcus de Beer, die 19de Juliana Duisel en die 20ste verjaar Tia Holm. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Julle met baie lekker verjaar en hier kom die lekker goed om julle nog sommer op hierdie stadium lekker te laat voel. So as jy verjaar of 'n geliefde of 'n vriend van iemand is wat verjaar, steek asseblief jou hand op. Daar sê, baie dankie, lekker goed man. Ek wonder wie se kar is dit. Nou gaan almal kyk. Ons gaan nou kyk wie herken hulle karre se alarms. Daar sê. Baie sterkte aan almal wat ook deur 'n moeilike tyd gaan met hulle gesondheid. Ons dink aan die besonder aan Norien Kritzinger. Sy is die afgelope week geopereer en sy is besig om daar in die hospitaal te herstel. Dit gaan goed met haar en die operasie was 'n sukses. So ons is saam met haar en haar familie baie dankbaar. Dirk Marits sou die afgelope week 'n prosedure ondergaan het, maar die prosedure is uitgestel en sy prosedure gaan nou hierdie komende Woensdag plaasvind. Ben Gibbons is nog steeds in 'n ernstige toestand by die huis, so ons hou vir hom en sy familie in ons gebede. So ook Alicia Kokemoer. Alicia gaan regtig deur 'n baie moeilike tyd op hierdie stadium met haar gesondheid. Ons bid vir haar en vir Mali hulle. En dan het julle gister op die gemeente WhatsApp groep gesien dat oom Ewert Haman is oorlede. So ons hou ook vir sy familie in ons gebede in hierdie tyd. Wat die gemeenteprogram aanbetref, vanoggend is ons hier by mekaar vir die tweede Lydingsweek eerder. Die kinderkerk is daar bo aan die gang. Die teetuin vind na die tyd plaas. Terwyl ek nou praat van die teetuin, ag mamas en papas, wil julle ons net so 'n bietjie help? Daar so nou en dan van die kindertjies wat daar op die verhoog speel en ons is baie bang een van hulle kry seer. So wil julle maar net vir die kinders sê om asseblief nie daar te speel nie. Ons wil nou nie graag 'n besering hê met 'n kind wat seer kry daar op die verhoog nie. Baie dankie daarvoor. Dan die kategese. Kategese sluit vandag af, die junior kategese en die senior kategese vir die kwartaal, want volgende naweek is 'n lang naweek en dan daarna begin die skoolvakansie. Daar is vanmiddag kinderkraans geskeduleer en daar is ook vanaand 'n aanddiens. En terwyl ek daaraan dink, baie dankie vir almal
wat gisterand hier by die gemeentebraai was, en dankie vir almal wat betrokke was by die voorbereiding en by die reëlings en die opruim na die tyd. Ek dink dit was 'n baie lekker geleentheid en 'n groot sukses. Een van my vriende was gisterand hier by ons gewees en hy was hier saam met die braai gewees en hy kom van 'n plattelandse gemeente af, Bergwil gemeente af, waar ek ook vir 4 jaar lank, toe ek nog baie jonger was, predikant was. En nou Gerry het gesê dat het vir hom gevoel of hy in 'n plattelandse gemeenskap is waar daar regtig 'n stuk saam kuier en 'n saam omgee vir mekaar is. En dis 'n groot kompliment vir ons dat iemand van buite af kom en sê dat hy so 'n belewenis gehad het. Want dit is die doel van ons gemeentekuiers, om so by mekaar uit te kom. Wat die res van die week aanbetref, is daar eerskomende Dinsdag 2 vergaderings op verskillende tye geskeduleer om hulle te pas. Almal wat betrokke is as leiers en leidsters by die kermis. Nou, hoekom ek dit hier opsit? As daar iemand is wat baie graag nog wil betrokke raak by die kermis, en nie net wenig as 'n leier of 'n leidster nie, dit ook, ons kan ook daar help nog baie waardeer, maar ook as iemand wat graag wil help, fisies wil help, dan moet julle asseblief na die tyd met Cheryl gesels, of net met die kerkkantoor in aanraking kom. Ons reëlings vir die kermis is in volle swang, en die 1 Mei kom nader, so ons begin al klaar lekker opgewonde raak. Dan Woensdag is dit Bybelstudie, en dan die vlytige vingers. Donderdag is dit ook Bybelstudie vir die Tabita groep. En dan so laaste ietsie wat ek net 'n notaatjie van hier gemaak het. Julle het gesien, ek het 'n boodskapie daar, Wilma het 'n boodskapie daaroor ook uitgestuur op die gemeentegroep. Daar's 'n gesin in ons gemeente wat deur 'n baie moeilike tyd gaan, en as hulle 'n foon sou kry, dan sal dit hulle baie help. So as daar iemand is wat dalk 'n foon het, wat jy nie gebruik nie, wat daar rond lê, jy weet, ons gradeer mos maar so nou en dan op, dan sal ons baie waardeer as iemand dalk so 'n foon beskikbaar het, wat nog in 'n werkende toestand is, as julle dit asseblief net vir die kerkkantoor kan bring, dan sal dit wonderlik wees. Nou vriende, kom ons gee net kans vir daai alarm om uitgesorteer te word, en terwyl ons dit doen, net in geval hy weer begin skree, geen probleem nie, ons raas nie met jou nie, dit gebeur. Kom ek gee vir julle geleentheid om net mekaar te groet, daar waar julle sit. Maak seker dat jy almal rondom jou ken, en as jy iemand nie ken nie, stel jouself voor, en kom ons maak dit seker, ons almal voel baie welkom vanoggend hierso. Daar is hy. En hierdie is net 'n ou lusmakertjie, as jy nou iemand raak geloop het wat jy nog nie ken nie, of wat dalk nie by ons in die gemeente is, nooi hulle saam teetuin toe, en daar's die ideale plek waar ons weer bietjie kan saam kuier, en verder ons bande met mekaar versterk. Ons is hier vanoggend by mekaar om saam te wees, en dit is baie spesiaal. Maar ons is veral vanoggend hier by mekaar, omdat hierdie 'n 9 uur Sondagoggend afspraak met die lewende God is. Met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Wat 'n voorreg, né? Om te dink dat hy vir ons gemeente tyd maak vanoggend, en so ook vir elke ander gemeente en kerk wat in hierdie dag, hierdie 24 uur by mekaar kom. Ek gaan vir julle so 'n paar oomblikke van stilte gee.
waar julle net in julleself rustig raak. Probeer om daardie gedagtes wat so bietjie in jou kop maal op sy te skuif, daardie angste, bekommernisse, sodat jy oop kan wees vir die werking van die Heilige Gees. So 'n paar oomblikke van stilte. Ons gaan in hierdie volgende paar weke, elke Sondag, ons het eintlik al verlede week daarmee begin, die erediens begin met 'n fotum, met 'n spesifieke fotum. Nou julle weet mos wat 'n fotum is, dis die aanvangswoord in die erediens, die woorde waarmee ons elke erediens begin. En waar ons eintlik vir mekaar sê, waarom is ons hier by mekaar? In wie se naam is ons hier by mekaar? En daarom is die fotum gewoonlik woorde wat direk uit die Bybel uitkom. En in lydenstyd gaan ons van verlede week af tot en met Goeie Vrydag met presies dieselfde woorde begin. Om ons in die regte stemming te bring en te hou vir hierdie lydenstyd. En dit gaan elke keer die woorde wees van Filippense 2, daar vanaf vers 6. En ons gaan dit uit verskillende vertalings doen, om elke keer eintlik nuut herinner te word waaroor hierdie tyd en waaroor hierdie diens ook gaan. So ons begin dit vanoggend met Filippense 2 vanaf vers 6 en vanoggend uit die 2020 vertaling. En daar sê Paulus die volgende oor die Here Jesus. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan losgemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Amen. Hierdie Here Jesus, wat bereid was om dit alles vir jou en vir my deur te maak, is soos ons net nou in die begin gesê het, ook in hierdie erediens. En hy ken jou, en hy's lief vir jou, en hy's baie bly dat jy hier is, ook as jy vanoggend aanlyn ingeskakel is. En hy groet jou, en hy beloof vir jou sy genade, en sy barmhartigheid, en sy vrede. Nou gaan ons 'n lekker loflied sing. Nou Sonel het gesê, dit is een van haar gunsteling lofliedere. Psalm 147. Ons gaan daarvan al 4 die verse sing, en as ons nou sing, so tussen die sing deur, probeer 'n bietjie luister, en sien, wat word alles daar oor Jerusalem gesê. Want Jerusalem, die stad Jerusalem, gaan op verskillende maniere in vanoggend se diens 'n rol speel. En dit gaan sommer begin hier by Psalm 147. Dis 'n lekker loflied, so kom ons sing dit van harte. Oh
Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelvader, ons het in hierdie lied gesing watter besondere pad U met Jerusalem loop. Hoe U vir Jerusalem veral in die Bybelse tyd gesorg het, voorsien het, gedra het en beskerm het. En Here, as ons so aan onsself dink, dan kan ons eintlik maar ons eie name in hierdie lied inskryf, waar daar van Jerusalem gepraat word. Want dit is hoe U ook met ons maak. Dit is hoe U ook elkeen van ons hanteer. Vir ons sorg en voorsien. Vir ons dra in moeilike tye. Vir ons krag gee wanneer ons nie meer kan nie. Vir ons lei ook op die pad vorentoe. Net soos Jerusalem kan ons getuig van U goedheid en van U liefde en van U trou. En Hemelvader, ons wil nie net daarvan getuig nie, ons wou dit ook nou uitjubel in die lied wat ons vanoggend saam gesing het. Here, Hemelvader, terwyl ons dink aan U goedheid en U liefde en trou, kom die name van almal op ons voorbiddingslys by ons op. En daarom wil ons vir elkeen van hulle nou by die naam bid. Here, U weet wat hulle regtig nou nodig het. Of dit genesing is, en of dit krag is, of dit familie is naby hulle, wat ook weer krag nodig het. Here, U weet die beste, en U sal besluit oor elkeen van hulle. Maar ons, as hulle broers en susters, wil hulle graag vanoggend net weer persoonlik aan U opdra. Ons bid vanoggend vir Piet Pretorius, vir Bets Butler, vir Lily Whiteley, vir Klaasie van Pletsen, vir Emmy Joubert, vir Leon Olivier, vir Laurens en Charlotte Vink, vir Nelly Geldenhuis, vir Henriette Hatting, vir Dirk de Beer, vir Johan Foster, vir Niels Goosen, vir Sonja de Pree, vir Hendrik Radman, vir Tanya Matthews, vir Corrie van den Berg, vir Bobby Snowden, vir Bram Kreer, vir Henny Jansen van Rensburg, vir Alicia Koekemoer, vir Helen Coetzee, vir Ben Gibbons, vir Anthony Korp, vir Annetjie Teunissen, vir Tom en Esmey Balou, vir Grieta Duisel, vir Dirk Marits, vir Elise Coetzee, vir Norien Kritzinger. En so ook almal, liewe Here, wie se name nie noodwendig op hierdie lys is nie. U weet van hulle. Ag Hemelvader, gee asseblief dat hulle ook, terwyl ons nou vanoggend vir hulle bid, hulle op 'n baie en 'n spesiale manier U teenwoordigheid sal ervaar. Dat hulle ook vanoggend sal voel hoe U by hulle is en hoe ons as hulle medegelowiges ook daar vir hulle is. Dankie, Hemelvader, dat ons die voorreg het om ook hier in die erediens vir mekaar in te tree en vir mekaar te bid. En nou gaan U met ons praat deur U woord. U het hierdie woord gegee, U het dit voorberei, U het dit laat nat maak en laat groei, totdat dit nou 'n boodskap geword het. Hemelvader, praat asseblief met elkeen van ons deur U woord vanoggend. In Jesus se naam, amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Lukas
hoofstuk 13. En daar gaan ons vanaf vers 31 tot 35 lees. Ek lees vir julle uit die 2020 vertaling, en as julle nou na die skrifgedeelte luister en dit saam lees, kyk so 'n bietjie na my regterkant toe, na die voorstelling wat Annetjie vir ons gemaak het van hierdie skrifgedeelte. En dan kyk julle ook hoe hierdie voorstelling ook met julle praat en hierdie boodskap nog duideliker maak. Juis op die tydstip het sommige fariseërs vir hom kom sê, dis nou vir Jesus, gaan weg, vertrek hier vandaan, want Herodes wil u doodmaak. Maar hy antwoord hulle, gaan sê vir daardie jakkals, kyk, ek dryf vandag en môre nog demone uit en maak mense gesond, en op die 3de dag bereik ek my doel. Maar ek moet nog vandag en môre en die volgende dag verder gaan, want dit kan nie gebeur dat 'n profeet buite Jerusalem omkom nie. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die stenig wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle verwoes agtergelaat. Ek sê vir julle sal my beslis nie weer sien nie, totdat die tyd aanbreek dat julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Tot sover ons skriflesing. Jesus en sy disippels is op pad Jerusalem toe, om sy sending daar te voltooi. Op pad soontoe stop hulle gereeld, sodat Jesus die goeie nuus kan preek, siekes kan genees, demone kan uitdryf en by mense kan gaan inloer. By een van hierdie stoppunte word Jesus gekonfronteer deur 'n groep fariseërs. Hulle wou Jesus waarsku oor die naderende gevaar. U moet pad gee en na 'n ander plek gaan, want Herodes wil u doodmaak. Moenie Jerusalem toe gaan nie, bly daar weg, sê hulle vir hom. Dit is nogal interessant dat van die fariseërs Jesus kom waarsku. Die indruk wat ons het van die fariseërs is dat hulle eintlik baie vyandig teenoor Jesus was. 'n Mens wonder nogal wat hulle motief was met hierdie waarskuwing. Wou hulle Jesus weghou uit Jerusalem uit om hulle eie mag te behou, of wou hulle Jesus regtig beskerm? Ons weet nie regtig nie. Dit is wel waar dat nie al die fariseërs teen Jesus was nie. Koning Herodes Antipas, oor wie die fariseërs vir Jesus gewaarsku het, was die seun van Herodes die Grote. En ons lees vroeër in die evangelies van Herodes die Grote, toe hy kort na Jesus se geboorte probeer het om hom dood te maak, en dit gelei het tot 'n verskriklike massa kindermoord. Dit was daardie tyd toe Jesus en sy ouers oornag Egipte toe moes vlug. Herodes die Grote, Antipas se pa, het daar agter gesit. En hier is sy seun Antipas nou weer so waar besig met dieselfde bose planne. Die duiwel het letterlik alles probeer om Jesus se sending te verongeluk. Jesus antwoord die fariseërs met 'n baie direkte en ferm antwoord. Hy sê vir hulle, gaan sê vir daardie jakkals, kyk, ek dryf vandag en môre nog die demone uit en maak mense gesond, en op die 3de dag bereik ek my doel. Jesus noem vir Herodes Antipas
'n jakkals. En dit is nogal 'n kras woord om te gebruik. Jesus gebruik nie so 'n kras woord sonder rede nie. Volgens William Barclay, wat 'n baie besondere kommentaar oor die Lukas Evangelie geskryf het, is 'n jakkals vir 'n Jood 'n simbool van 3 dinge. Dit is gesien as die sluiste van alle diere en die mees vernietigende van alle diere en ook as nutteloos en onbelangrik. Jesus laat hom egter nie intimideer of onderkry deur hierdie slie, tog vernietigende maar onbelangrike jakkals nie. Hy het werk om te doen. Môre, oormôre, die dag daarna en verder. Siekes moet genees word en demone moet uitgedryf word op pad Jerusalem toe. In Jerusalem sal hy wel doodgemaak word, want dit is daar waar God se profete hulle lewens verloor het. Dit is wat daar met Uria en Sagaria gebeur het en ook amper met Jeremia. Jesus sal daar doodgemaak word, maar nie deur Herodes soos hulle gedink het nie. En op die 3de dag sal hy sy doel bereik en sy taak voltooi met sy opstanding uit die dood uit. Die woord wat hier vertaal is met sy doel bereik, is presies dieselfde woord wat Jesus gebruik het toe hy aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring. Jesus neem sy opdragte net van God af en sou selfs nie sy werk net 1 dag verkort om 'n jakkals van 'n aardse koning tevrede te hou of van hom te ontsnap nie. Hy volg die Vader se agenda en sal nie toelaat dat enige ander agenda hom afskrik nie. Jesus sê hier, hy moet dit alles doen. Sy werk is noodsaaklik. Dit is nodig. Hy moet en hy sal en hy wil dit doen. Geen jakkals sal hom keer nie. Hierdie jakkals van 'n Antipas herinner aan 'n ander storie oor 'n ander jakkals. Daar was 'n hen wat baie lief was vir haar kuikens. Sy het vir hulle baie mooi verduidelik. Kinders, wanneer daar gevaar kom, soos meneer Jakkals, moet julle net na my toe hardloop, sodat julle onder my vlerke kan wegsteek en beskerm. Ja, mamma, het die kuikens in 'n koor gesê. Maar van die kuikens het gevoel dat wanneer die jakkals kom, hulle liewer vir die vale sou hardloop, want mamma sou hulle almal beslis nie teen 'n jakkals kon beskerm nie. En so waar, sommer net 'n paar dae later, die son het skaarsnes gemaak, toe kom meneer Jakkals by die hoenderhok aan. Mamma hen sprei haar vlerke wyd oop en kloek haar kuikens nader. 'n Paar kuikens kom kruip dadelik onder haar vlerke weg, maar die eiewys kuikens wil nie by haar kom skuil nie. En net daar vreet Jakkals hulle op. Toe stap Jakkals na mamma hen toe en sê, jy is volgende. En sommer vinnig byt Jakkals vir mamma hen dood. Maar Jakkals was teen die tyd so moeg en dik gevreet aan die kuikens dat hy besluit het om vir mamma hen net so te los. Ek sal haar en die res van die kleintjies later bykom, sodra ek klaar geslaap het, dink hy. Jakkals slaap so lekker, dat hy eers 3 dae later wakker word, en toe is hy baie lus vir die res van die kuikens. Maar, toe hy nog so die slaap uit sy oë vee, skrik hy hom morsdood, want reg voor hom staan mamma hen. Sy was toe nooit dood nie. Hier staan sy voor hom, spring
lewendig. Al wat meneer Jakkels weet, is dat hy sommer baie vinnig moet maak dat hy wegkom. Van toe af het hy dit nooit ooit weer naby mamma Hen en haar kuikens gewaag nie. Hy het maar net bly soek na daardie eie wys kuikens, wat nie onder haar vlerke wou skuil nie. Jesus is soos die hen, wat die jakkals, al die jakkalse in ons lewens oorwin het, en ons intussen teen hulle beskerm. Al het dit sy lewe gekos. Hy het tussen ons geleef, soos een van ons, en met al die jakkalse in ons lewens te doen gehad. Angs, vrees, sonde, die eie ek, die duiwel, die dood. Hy het elkeen van hulle aan sy lyf gevoel. Sy merke, sy wonde en sy bloed het dit gewys. Sy graf het gewys hoe ver hy moes gaan. Maar toe was daar die derde dag, waar hy triomfantelik uit die graf uitgekom het, en daardeur al die jakkalse oorwin het. Jesus het dit gedoen, omdat hy sy kinders, sy kuikens, vir ons, vir jou en my, so intens liefhet. Maar nie almal aanvaar hom en sy liefde nie. Baie volg hulle eie kop, hulle eie pad, soos die kuikens wat nie onder mamma Hen se vlerke wou skuil nie. Jerusalem was sulke kuikens. Al het God so 'n lang en intense liefdespad met Jerusalem gestap, het hulle male sonder tal sy liefde verwerp en die boodskappers van sy liefde vermoor. Hulle het selfs vir Jesus die liefde self doodgemaak. Jerusalem se verwerping van sy liefde was vir Jesus baie pynlik en hartseer. Sy dubbele uitroep, Jerusalem, Jerusalem, sê iets hiervan. Dit is 'n hartseer kreet wat die gebroke hart weerspieël van iemand wat 'n geliefde wil red, maar verhinder word deur die geliefde se weerbarstigheid. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie, sê Jesus. Later, na sy triomfantelike intog in Jerusalem, huil Jesus oor Jerusalem. As jy maar op hierdie dag die dinge besef het wat vir jou vrede kan bring, maar nou is dit vir jou oë verberg. Want daar sal daar vir jou aanbreek wanneer jou vyande skanse teen jou oprig, jou omsingel en jou van alle kante af beleer. Hulle sal jou en jou kinders met die grond gelyk maak. Hulle sal nie een klip op jou op 'n ander laat bly staan nie, omdat jy nie hierdie beslissende tyd toe God jou besoek het, herken het nie. Op pad na die kruis, sê Jesus vir die vroue langs die pad wat huil: Dogters van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil liewer oor julle self en oor julle kinders, want kyk, daar kom dae wanneer mense sal sê, gelukkig is diegene wat onvrugbaar is, en die moederskoot wat nie 'n kind in die wêreld gebring het nie, en die borste wat nie kinders gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. Wat Jesus vir Jerusalem voorspel het toe wel met hulle gebeur. In reaksie op 'n Joodse opstand
het Vespasianus Jerusalem beleer. Toe Vespasianus as keiser aangewys is, het hy die taak oorgegee aan sy seun Titus, wat deur die Joodse verdediging gebreek en Jerusalem in 70 na Christus vernietig het en die stad se inwoners doodgemaak of verslaaf het. Later, na 'n tweede opstand in 132 voor na Christus, het Hadrianus onder die pyn geploeg en 'n Romeinse stad op die terrein opgerig. 'n Stad waaruit Jode verban is. Vader, behoede ons dat ons en almal rondom ons nie dieselfde fout as Jerusalem maak nie. Die Yellowstone Nasionale Park het 'n paar jaar gelede lelik deurgeloop onder 'n brand. Toe die brand uiteindelik geblus is, het een van die natuurbewaarders moedeloos deur die park gestap om al die skade te aanskou. Alles was swart gebrand. Terwyl hy nog so stap, sien hy 'n verkoelde karkas en uit moedeloosheid skop hy dit uit sy pad. Groot was sy verbasing toe hy 3 kuikens sien spartel. Dis duidelik dat die mamma hen met haar vlerke hulle teen die hitte beskerm het. Verder aan het hy verkoelde karkassies gesien, waarskynlik kuikens wat nie na die mamma hen se geroep geluister het nie. Liewe broer en suster en jong maat, watter kuiken is jy? En wat van die ander kuikens rondom jou? Gaan julle op die dag van Jesus se wederkoms saam met die kuikens onder sy vlerke die woorde van Psalm 118 vers 26 uitroep? Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Amen. Hemelvader, die beelde uit die diereryk het ons direk en skerp aangespreek vanoggend. Wanneer ons die prentjie van die jakkals gesien het, dan het ons gedink aan al die jakkalse in ons lewens wat ons so harde tyd gee. Ons elkeen het 'n lys van daardie jakkalse. Of dit nou ons sonde is, en of dit nou die dood is, waarvoor ons bang is, en of dit die duiwel is, of enigiets anders. Daar is baie jakkalse in ons lewens. Maar baie dankie dat u ons nie net vanoggend vertel het van die jakkalse in ons lewens nie, maar dat u ons ook die prentjie gewys het van die hen. En dat u vir ons laat verstaan het dat u soos 'n hen is, wat bereid is om haar lewe op te offer vir haar kuikens. En dit is wat u vir elkeen van ons gedoen het. U het u lewe opgeoffer vir ons. Geen jakkals wat op u pad gekom het, kon u stuit nie. Daarvoor is u liefde vir ons te sterk. U moet ons daarom oneindig lief hê om soveel vir ons te doen. En dankie dat u
ook vanoggend met ons gepraat het, deur die kuikens. Ons is maar kuikens, klein, broos, en so vatbaar vir die jakkalse in ons lewens. Maar u, met alle respek gesê, as die moeder hen, beskerm ons altyd. Hemelvader, ons moet onsself elkeen vanoggend eerlik voor u afvra, is ons soos een van daardie kuikens, wat onder u vlerke skuil, of is ons soos een van daardie kuikens, wat ons eie koers inslaan, met die gevolge daarvan wat baie duidelik is. As daar van ons is, wat vanoggend hier sit, of hier ingeskakel is, wat nog nie onder u vlerke ingeklim het nie, laat ons dit asseblief vandag doen. En laat ons ook die troos en die hoop en die moed en die krag wat u vir ons daardeur gee, uitstraal na almal rondom ons, sodat ook hulle daar buite, wat nog nie besef hoe lief u vir hulle is, en hoe graag u hulle wil beskerm nie, ook onder u vlerke sal inbeweeg. Baie, baie dankie, liewe Here, vir u en vir u boodskap vanoggend. In Jesus se naam, amen. Ons gaan staande, eerder sittende, 'n gebed sing. Die 387. En die tema van hierdie lied is: O Heer, uit bloed en wonde, uit kruisdood, haat en hoon, blyk duidelik hoe die sonde die liefde beloon. Ons sing in hierdie gebed oor hierdie liefde van ons Here, wat soveel opgeoffer het, sodat ons vir ewig, nou ook in hierdie wêreld, onder sy vlerke kan skuil, terwyl ons sit as 'n gebed.
sal ek dat as ek eenmaal sterwe, ek heiland nie aanskou. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes. Baie dankie diakens. Ons gaan afsluit met 'n lekker, vrolike, opgewekte lied. Ons sing in hierdie lydenstyd regtig baie mismoedige liedere, want dit is hartseer. Die lyding van Jesus is absoluut verskriklik. Maar ons sing ook opgewekte lofliedere, want ons Here het nie net verskriklik gelei nie. Ons Verlosser het ook oorwin. Al daardie jakkalse oorwin. Kom ons sing daarom as loflied, lied 219, laat ons sing van ons Verlosser. We
genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met en by en oor elkeen van julle wees, soos 'n hen oor haar kuikens.